Gaan in vrede. Want die God van Israel sal jou versoek, dit wat jy van hom vra, aan jou toegee. En weer die Here hoor jou, en die Here sien jou, en die Here het jou nie vergeet, en die Here sal jou antwoord. Amen. Julle kan vir my saam blaai na 1 Samuel, hoofstuk 1 Samuel hoofstuk 1, Samuel kom na Rut kom na Rigters kom na, is dit nou? Dink nie, Josua, en dan Deuteronomium, ek persoonlik ken ook nie sy Bybel. 1 Samuel hoofstuk 1, en ons gaan 'n hele gedeelte lees tot by vers 20, dit is 20 verse, maar wees bly, want eintlik gaan die preek tot en met hoofstuk 2 vers 11, so ek kan nog verder gelees het, maar ek gaan julle spaar en net tot by vers 20 lees vanmôre. So kom ons lees 1 Samuel 1, vanaf vers 1 tot 20. Daar was 'n sekere man uit Ramathaim Sofim in die heuwelland van Efraim. Sy naam was Elkana, seun van Jeroham, seun van Elihu, seun van Tohu, seun van Sif, uit Efraim. Hy het 2 vroue gehad. Die eerste vrou se naam was Hanna en die tweede vrou se naam Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. Hierdie man het jaar na jaar uit sy dorp opgegaan om te aanbid en vir die Here, heerser oor alle magte, offers te bring in Silo, waar die 2 seuns van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van die Here was. Wanneer Elkana die dag geoffer het, het hy vir sy vrou Penina en vir al haar seuns en dogters dele van die offervleis gegee. Maar vir Hanna kon hy net 1 deel gee, al het hy haar lief gehad, want die Here het haar moederskoot gesluit. Haar mededinger het haar ook erg getreiter om haar seer te maak, omdat die Here haar moederskoot gesluit het. So het dit jaar na jaar gegaan. Elke keer as Hanna opgegaan het na die huis van die Here, het Penina daar so getreiter, dat sy gehuil het en nie wou eet nie. Elkana, haar man, het op 'n keer vir haar gesê, Hanna, hoekom huil jy? Hoekom eet jy nie? Hoekom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? Nadat daar die Silo klaar geëet en gedrink het, het Hanna opgestaan. Eli die priester het op die stoel by die deurkusyn van die tempel van die Here gesit. Sy was bitter ongelukkig en het tot die Here gebid, terwyl sy onbedaarlik huil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here, heerser oor alle magte, as U tog net die ellende van die slavin wil raak sien en aan my sal dink en die slavin nie sal vergeet nie, en as U aan die slavin 'n manlike nageslag sal gee, dan sal ek hom aan U, Here, teruggee, solank hy leef. 'n Skeermes sal nooit oor sy kop gaan nie. Terwyl Hanna so aanhou bid vir die Here, het Eli haar mond dopgehou. Maar Hanna self was besig om in haar hart te praat. Net haar lippe het beweeg en haar stem was onhoorbaar. En Eli het gedink sy is dronk. Eli sê toe vir haar, hoe lank nog gaan jy dronk wees? Raak ontslaaf van jou wyn. Maar Hanna het geantwoord en gesê, nee my Heer, ek is 'n vrou met 'n swaar gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my hart voor die Here uitgestort. Moet my U sal vind nie as 'n slegte vrou beskou nie, want dit is oor my kommer en ontsteltenis wat ek so lank gepraat het. Eli het haar geantwoord en gesê, gaan in vrede, die God van Israel sal jou versoek, dit wat jy van hom gevra het, toestaan. Mag die slavin genade vind in die oë, het sy gesê, en die vrou is toe daar weg. Sy het geëet en haar gesig was nie meer droewig nie. Hy het vroeg die volgende môre opgestaan, voor die Here in aanbidding gebuig en weer na haar huis in Rama gegaan. Elkana het met sy vrou Hanna gemeenskap gehad en die Here het aan haar gedink. En met die draai van die jaar was Hanna swanger en het sy aan 'n seun geboorte gegee. Sy het hom Samuel genoem, want het sy gesê van die Here het ek hom gevra. Vader, ek bid dat U hierdie woord in ons harte sal laat vrug dra, Here God, die Heilige Gees wat bekragtig. Here, mag ons in Hanna se storie vanmôre ook baie keer ons eie pyn en hartseer sien wanneer ons jaar na jaar bid. Here, en mag ons bemoedig word, Here, met hierdie woord vanmôre dat U na ons kyk. Here, ek bid dat U ons sal seën in dit en Here Jesus dat U verheerlik sal word. So bid ons in Jesus Christus naam. Amen en amen. Nou ons begin vandag met 'n nuwe reeks. Al wat ek kan doen is bid. Nou die van julle wat die blaadjies oor die afgelope paar maande gelees het, ek hoop julle het die blaadjies oor die afgelope paar maande gelees, sal seker van hierdie dinge nou al gesien het, want ek het daaroor geskryf 2 maande terug oor Hanna en laas maand oor Nehemia
en volgende maand sal dit wees oor Hiskia en die maand daarna oor Jeremia. Maar hier is ook 'n preekreeks wat ons uitgewerk het om by al die Kingsway campusse te preek. So ons gaan hierdie preek word gepreek vanmôre in Massototi en by 2 ander gemeentes ook. En so julle gaan hierdie reeks vanmôre hier begin. Al wat ek kan doen is bid. En dit is een van daardie terme wat ons baie keer vir mekaar sê, wat ons vir onsself sê. Nie in geloof nie, maar amper in twyfel, amper in mismoedigheid, amper as ons oorgegee het of opgegee het. Wanneer daar iets is wat in ons lewens aangaan, wat moeilik is, en ons het al gebid. En ons sê vir mekaar, ek weet nie meer wat om te doen nie, al wat ek kan doen is bid. Dit klink nie soos 'n geloofsoortuiging nie, dit klink meer soos, ek weet nie eens meer wat om te doen nie. En ek wil nie ongelowig klink nie, so ek sê maar, al wat ek kan doen is bid. En heel waarskynlik is die laaste ding wat ons doen, bid. Ons is al so bekommerd, of ons het al opgehou bid, of ons het al opgegee om te bid, en ons stel nie meer belang om te bid nie, of ons sukkel om te bid. Dit is ook natuurlik iets wat ons van mekaar sê, wanneer iemand vir ons slegte nuus gee. As iemand na my toe kom en sê, luister, dinge gaan swaar by my, en ek het geen antwoord vir daai persoon nie, ek kan nie vir jou werk gee nie, dan sê ek maar vir jou, al wat ek kan doen is bid. En ek sê dit eintlik amper op 'n manier om die aandag weg te vat van myself af en van jou af, en dan kan ons asseblief net verby hierdie punt in ons lewens kom. Kan ons asseblief net verby hierdie klagtes kom. Ek sal vir jou bid, maar ek wil nie verder hoor wat aangaan in jou lewe. En dit is jammer dat ons daardie term op so 'n manier gebruik meeste van die tyd. Dis nie dat ons dit altyd so bedoel nie. Verstaan my mooi, as jy dit in erns vir iemand sê, is dit fantasties. Maar ek weet in my eie lewe en baie keer wat ek al gehoor het, is dit een van daardie terme wat ons gebruik in mismoedigheid. Al wat ek kan doen is bid. En in hierdie reeks van ons kyk na 4 voorbeelde uit die Ou Testament uit, waar dit mag dalk voorkom asof al wat ek kan doen is bid. Amper soos 'n mismoedigheid is. Maar ons sal sien dat dit uiteindelik die enigste ding is wat ons moet doen. Dis nie te sê dat ek nie moet gaan werk soek as ek bid vir werk nie. Natuurlik moet jy al daai dinge doen. Maar ons moenie gebed sien as iets wat ek net later die aand doen as 'n nagedagte. Inteendeel, gebed behoort ons eerste ding te wees wat ons doen. Dit behoort ons lewe te vorm. Elke oomblik wat ons het, behoort ons te bid. Vir elke geleentheid en vir alles wat in ons lewe aangaan. En aan die einde van dit alles behoort ons nog aan te hou bid. En omrede dit nou Moedersdag is, het God in sy voorsienigheid seker bepaal dat die eerste een van hierdie boodskappe Hanna is, wat 'n ma is, wat bid vir 'n seun. Dit is 'n vrou wat nie kinders het. En hierdie eerste boodskap van môre noem ek die onuitgesproke gebed. Ek weet nie hoe baie van julle al hierdie woorde gehoor het, wanneer iemand vir jou sê, kan jy asseblief vir my bid vir 'n onuitgesproke versoek? Wie het dit al gehoor? Kan jy asseblief vir my bid vir onuit? Ek gaan nie vir jou sê waarvoor jy moet bid nie. Nee. Bid asseblief vir my onuitgesproke versoek. Die pastoor moet dit reik. Hy moet uitfigure wat dit is waarvoor ek moet bid. Want ons is bang om te sê waarvoor ons gebed soek. En so is dit in Hanna se lewe ook. Ons sien dat wanneer Eli uiteindelik na haar kyk, al wat hy sien is dat haar lippe beweeg. Sy bid in haar hart, sy wil dit nie hardop sê nie. 'n onuitgesproke versoek. 'n gebed wat ons nie vir ander mense wil sê nie. Ons kyk na hierdie gedeelte van Hanna, hierdie storie van Samuel. En dit is interessant dat hierdie hele boek oor Samuel, wat gaan oor Samuel en uiteindelik oor Dawid en die koningskap en hierdie groot werk wat die Here in die volk gaan doen, begin met die beskrywing van 'n man uit een of ander dorp. Die dorpsnaam is Rama, as jy dit afkort. Nie die botter nie, Rama die dorp, op 'n berg. En al wat ons weet van hierdie man is dat hy jaarliks opgaan na waar die huis van die Here is en daar gaan aanbid. Die ander ding wat ons weet van Elkana is dat hy 2 vrouens het. Penina met baie seuns en dogters, Hanna met geen kinders. En dit is waar ons die storie van Hanna ontdek. Nou, ons mag dalk dink, wat is die probleem? Hoekom is sy ongelukkig? Ek meen, as jy kinders het jy nie kinders nie, wat is die saak?
Dalk in ons moderne tyd het ons nie so groot probleem met vrouens wat nie kinders het. Maar in hierdie tyd was dit gesien as 'n groot vloek op 'n vrou. 'n Vrou wat nie kan swanger word nie, was gesien as die vervloekte. Sy is nutteloos, sy het geen punt in die lewe nie. Daar is geen rede hoekom jy bestaan as jy as 'n vrou nie kinders kon gehad het nie. Jy moes kinders gebaar het vir jou man. Dit is die enigste rede hoekom jy bestaan. In daardie tyd was dit gesien. As jy as 'n vrou nie vir jou man kon kinders gee nie, hoekom het ek jou? Inteendeel, die man was in sy volle reg om 'n tweede vrou te vat wat vir hom kinders gee. Want die belangrikste punt van hierdie hele storie is dat die nageslag moet aangaan. Die saad moet oorgedra word. Daar moet 'n volgende generasie wees, 'n volgende geslag gebring word. En as jy as vrou nie in daardie taak suksesvol is nie, dan is dit omrede jy iets verkeerd doen, of omrede die Here jou vervloek het, en dan is dit ook jou skuld. Want wat het jy gedoen dat die Here jou vervloek? Hoekom is jy so? En tog sien ons binne in die skrif, telke male hierdie vrouens wat nie kan kinders baar nie, wat deur die Here gebruik word. Ons dink aan Abraham en Sarai. Sarai kon nie kinders kry nie, so wat doen Abraham? En Sarai gaan kry die slavin Hagar. Isak se vrou kan nie kinders kry nie, gelukkig bid Isak vir sy vrou en sy kry kinders. Jakob is lief vir Rachel, hy kry vir Lea eerste, Lea kry baie kinders, Rachel kry geen kinders nie. Op 'n stadium sê Rachel vir Jakob, geef my 'n kind of ek sterf. Asof hy enigstens iets daaraan kan doen, want hy sê van, wie is ek? Ek het nie jou moeder skoot gesluit nie, ek doen alles wat ek kan, dis nie my skuld nie. En so, Rachel besluit om vir hom sy slavin te gee, hy kry kinders by die slavin. Lea is nou te oud, sy kan nie meer kinders kry, so sy gee ook sy slavin vir Jakob, en dis ons 12 seuns kry, vir die stam van Israel. Want hierdie twee vrouens ding meer oor wie die meeste kinders vir hulle man kan gee. Ons sien dit in Hanna se lewe. En interessant sien ons dit in die Nuwe Testament een keer. Die ma van Johannes die Doper. Sy kon ook nie kinders gehad het nie. En hulle moes lank gebid het vir daardie kind. En uiteindelik ontvang hulle kind. So dit is 'n groot kwessie binne in die teks, as 'n vrou nie kon kinders kry nie. En vir Hanna was dit verskriklik geweest. Vir Hanna was dit erg. En ons sien sy gaan jaar na jaar op en bid. Jaar na jaar bid sy. En sê, Here, asseblief tog gee vir my 'n kind. Gee vir my 'n kind. En ek weet nie, miskien in die eerste paar jaar het sy hardop gebid, in die eerste paar jaar is sy baie hoopvol geweest. Uiteindelik het haar man met Penina getrou en Penina het begin kinders kry. En ons sien dat hierdie Penina baie erg op haar is. Sy het haar getuister om haar seer te maak. Dit is erg, né? Die skrif sê sy het haar getuister om haar seer te maak. Ek is seker Penina is baie ongelukkig. Party van ons sal dalk met Penina se kant stem, want genigtig, ek gee vir hierdie man hoeveel kinders. Hy het met my getrou, ek nie gekies nie, ek het getrou met die ou. Hierdie vrou wat nie kinders kan kry nie, sy is die vervloekte van die Here. Maar my man is liewer vir haar as vir my. Wat meer moet ek doen? En tipies soos wat het is, die vrouens haal op mekaar uit en nie op die man nie. Hulle bestry party onder mekaar en nie met die man nie. En ons sien binne in hierdie teks dat daar sekere proses is wat Hagar stilgemaak het in ons gebede, en dis miskien iets wat in ons lewens gebeur. Ons word partykeer stilgemaak. Partykeer begin ons gebede onuitgesproke te word, omrede ons deur moeilike tye gaan, en omrede ons getuister word deur mense wat ons mededingers is en ons vyande is. Ek wil nie meer hardop bid nie, want ek weet dat daardie persoon, as daardie persoon gaan hoor, ag, hier bid aan die susser weer vir hierdie ding, ag, genigtig. Die oë word gerol. En so ek bid eerder nie meer vir dit nie, want daai tannie gaan kla hoor, kom bid ek vir dit. Ek is seker Penina, want dit stry elke jaar wat hulle opgaan, wanneer Hanna gaan bid, dan het Penina besluit om haar te tuister.
En seker met woorde soos, hoekom gaan bid jy vir 'n kind as die Here jou moederskoot gesluit het? Die skrif noem dit 2 keer. Penina het haar getuister omrede die Here haar moederskoot gesluit het. En hoeveel van ons ken mense in ons lewens wat baie keer die Bybel gebruik om ons op slegter te laat voel as ons gebede nie beantwoord word. As ons bid vir gesondheid of ons bid vir iets en een of ander Christen kom aan toe sê, ja, maar wat se sonde doen jy in jou lewe dat die Here jou nie antwoord? Miskien moet jy eers dit regmaak. Jy verdien dit nie. Ons het al sulke mense teëgekom in ons lewe. Ek weet nie van julle nie, maar ek het al definitief. Mense wat jou nog slegter laat voel oor jou gebed wat nie beantwoord word nie, asof dit 'n vloek is. En dit is die geval hier met Penina. Penina tuister en sê, Hanna, hou op bid. Die Here het klaar jou moederskoot gesluit. Ek het al klaar vir Elkana kinders gegee. Jy het geen nut meer oor nie. Stop dit. Penina is al kwaad, want nou moet ek 'n teksverskil uitwys in die skrif. Jou ou vertaling sal gesê het en hy het vir haar dubbele porsie gegee. Hierdie vertaling sê vir ons hy het 'n enkele porsie vir haar gegee, al was hy lief vir haar. En dit is bloot omrede ons nie weet hoe om daai woord te vertaal van Hebreëus nie. Daar's 'n woord wat in die teks is, die grondteks is wat moeilik is om vertaal te word, want dit kan beteken of daar was net een gegee, of dit kan beteken daar was dubbel gegee, of 'n groot een gegee. En so jy verskille tussen verskillende vertalings oor, het hy vir haar een porsie gegee, of het hy vir haar dubbele porsie gegee? Ek dink dat die beste vertaling sal wees 'n dubbele porsie. Wat 'n probleem vir Penina is, want Penina kry die gewone porsie, dan hierdie ander vrou wat geen kinders van haar man gee nie, hoekom kry sy spesiaal ekstra? So Penina is ongelukkig. Hoekom kry sy ekstra? Hoekom kry Hanna ekstra? En dit is nog verder interessant as jy dink dat die skrif sê dat sy so ongelukkig is dat sy nie eet nie. En Elkana, met al die onderskeiding van 'n klip, gee vir haar ekstra kos om te eet terwyl sy nie eet nie. Hier is ons weer nog meer vrou. Sy eet al klaar nie wat hy vir haar gee nie, want sy is bedroef. Hier is nog, eet nog. Wat gaan sy doen met daai kos? Wat gaan sy doen met dit? Penina dink seker by haarself, weet jy wat, ek het nog meer kinders, hulle sal miskien 'n ekstra steak wil hê. My ouer seuns sal miskien 'n ekstra choppie wil hê. Dankie vir my ma wat altyd haar choppie vir my gee. As ons 2 choppies vir elkeen maak, dan weet ek het 3. Want my ma gaan nie haar tweede choppie eet nie en ek gaan hom kry. Dankie mamma. Maar dit is wat hier gebeur. So ons word baie keer stil gemaak met mense wat ons tuister. 'n Ander rede hoekom ons baie keer stil gemaak word, is omrede iemand wat naby aan ons net nie verstaan waardeur ons gaan nie. Weer eens, Elkana. So toe soos 'n roosknoppie. Sê vir haar vrou, hoekom hy dit? Magtig my man, ek is al jaar vir jaar bid ek oor dieselfde ding. Hy sê, hoekom hy dit? Hoekom eet jy nie? Ek het vir jou ekstra gegee, jy eet nog steeds nie. En dan sê hy die beste woorde wat 'n man vir 'n vrou kan sê, is ek nie goed genoeg vir jou. Hy maak dit oor homself. Is ek nie goed genoeg vir jou meer as 10 seuns nie? Dink jy dit is wat sy soek? Dink jy sy is alleen? Nee. Hy moet seker dink dat die rede kom sy kind soek is omdat hy nie genoeg aandag aan haar gee nie. Dit is nie die rede nie. Maar dit is ek nie goed genoeg vir jou. Mans is nog altyd onverstaanbaar, hulle weet nie wat in 'n vrou se hart aangaan. Wat Elkana miskien kon gevra het, wat miskien 'n beter antwoord sou gewees is, maar Hanna, is jy nie goed genoeg vir my nie? Is jy nie genoeg vir my nie? Ek het nie seuns by jou nodig. Dis nog steeds die verkeerde antwoord gewees het, maar definitief beter as ek nie goed genoeg nie. Maar hy maak 'n fout en hy sê, ek verstaan nie wat jou probleem is nie, Hanna. Ek gee vir jou dubbele porsie. Ek bring jou elke jaar saam, ek los jy daarom nie by die huis nie. Ek spandeer tyd met jou, ek is altyd daar by jou. Maar hy verstaan nie dat haar begeerte is om vir hom 'n nasaad te gee. Haar begeerte is om vir hom 'n kind te gee.
Dit gaan nie daaroor dat sy alleen gaan wees nie. Inteendeel, ons sien dit in die res van die storie. Sy maak selfs die gelofte en sê, as u vir my 'n kind gee, gaan ek hom vir u teruggee. So dit gaan nie oor eensaamheid nie. Sy wil seker maak dat sy kom haar plig na as 'n vrou van haar man, om seker te maak dat hy 'n nageslag het deur haar. Want dit is vir haar belangrik dat die generasie oorgaan na die volgende generasie. Dit is vir haar belangrik, want dit is wat in die skrif aangaan. Sy wil seker maak sy kan kinders gee. En so baie keer, mense wat baie naby aan ons is, hulle verstaan net nie wat ons pyn is nie. Hulle verkleineer dit in 'n manier. En dan wil ons liewerste nie sê, ag, bid vir my nie. Ek wil liewerste nie die vraag vra nie, maar antwoord maar in jou eie hart. Hoeveel van julle gaan na julle mans of vrouens en sê, bid saam met my vir hierdie probleem? En hoeveel van julle hou maar eerder stil, bly maar eerder stil, want hy of sy gaan nie verstaan. Ongelukkig is die antwoord heel waarskynlik die meeste van ons. Want partykeer die mense naby aan ons verstaan nie waardeur ons gaan nie. Hulle verstaan nie ons pyn nie, hulle verstaan nie ons seer. En hulle sal dalk iets sê wat goed klink, maar dit help nie. Elkane, dit help nie wat jy vir my gesê het. En so ons word stil in ons gebedslewe, want selfs die mense wat ons die beste moet ken, verstaan nie die pyn wat ons deurgaan. Dit is baie hartseer dat dit so is, maar dit is die waarheid. En ek dink maar in my eie lewe is, soos, hoeveel keer is ek die persoon wat iemand stil gemaak het? Dat hulle nie vir my wil sê waarvoor ek moet bid. Miskien is dit ook om so baie mense my sê ek het onuitgesproke gebed bedorf, want ek weet as ek vir jou gaan sê wat my versoek is, van jy vir my sê stop het. Ek is jammer as ek dit vir julle gedoen het. Asseblief, julle kan na my toe kom. Maar hoeveel keer maak ons mense seer en stil? Dat hulle nie meer dink hulle kan saam met jou bid. Nie net is dit hierdie mededinger, nie net is dit hierdie persoon die naaste aan haar nie. Ons het ook 'n probleem met kerkleiers wat ons stil maak. Ons word in hierdie hele gedeelte van 1 Samuel 1 en 2 word ons voorgestel dat Eli en sy 2 seuns en sy 2 seuns word genoem deugniete, waardeloos, die verskriklikste seuns wat jy kan kry op hierdie aarde. En hulle is aangestel as priesters by hierdie plek waar hulle jaar na jaar toe gaan. Maar ons sien in die volgende hoofstuk, in hoofstuk 2, sien ons die korrupte natuur van hierdie twee seuns. Hulle vat omkoopgeld, hulle vat die beste van die offers. Hulle doen allerlei verskriklike dinge, ek gaan nie alles noem wat hulle doen nie, julle kan dit self gelees, hulle doen verskriklike dinge. En een van die dinge wat hulle nie doen nie, is om te luister na die mense wat bid in die tempel. Okay, hier is nie die tempel wat Salomo gebou het nie, is die tabernakel, dis waar die ark is. Maar sekerlik jaar na jaar moes hulle daar gewees het, terwyl ander gaan bid. Waar is die priesters? Waar is hulle? Waar is die pastoor? Hoekom is hy nie daar? Jaar na jaar van hierdie vrou op om te bid. Dit is eers hier in die verhaal na baie jare. Ek meen, mense moet dink, hier is baie jare wat verbygaan. Penina het al seuns en dogters. Sy het al meer as een seun en meer as een dogter. So dis 'n hele paar jaar wat hulle nou opgaan jaar na jaar om te gaan bid. En hierdie is die eerste keer wat Elia sien. In al die jare wat hulle opgaan om te bid. Hy ken nie eens haar naam nie. Hy dink sy is getrek. Hy dink dat sy is dronk. Sy mors tyd. Dis verskriklik. Dit is verstommend dat jy 'n kerkleier kan kry wat so aanname maak binne in die tempel. Dis nie omdat sy seuns so sleg is. Hy dink almal so sleg soos sy seuns. Maar baie keer is die pastore en die kerkleiers
stel hulle ons te leer, want hulle is nie daar nie. Hulle luister nie. Hulle is besig met ander dinge. En so sy het maar begin om daar te bid in die tempel, stil, net haar mond beweeg, sy bid in haar hart. Ons weet dat sy baie lank gebid het, want sy vra verskoning vir Eli, en sy sê, die rede hoekom ek so lank gebid het, so baie woorde gebruik het, sonder om enige van dit te sê, is omrede ek angstig is, omrede ek kwaad is, omrede ek sleg voel, teleurgesteld is. So sy het verlang daar gesit en geprewel en onder haar stem gebid. Geen woord het uitgekom, geen klank het uitgekom, net haar lippe beweeg. Sy is stil gemaak deur die een wat haar tuister, sy is stil gemaak deur die man wat naby aan haar is, sy is stil gemaak deur die kerkleiers. Maar uiteindelik, broer en suster, is die rede hoekom ons stil word, ons eie onsekerheid, ons eie angs, ons eie selfveroordeling. Dit is hoekom sy stil word. En baie keer wanneer ons bid, begin ons te dink, maar wat is fout met my? Dat die Here nie na my kyk. Wie van julle het al so gevoel as julle bid? Wat het ek verkeerd gedoen dat die Here nie na my kyk? Hoekom antwoord hy daai ou se gebed en nie myne? Of daai vrou se gebed en nie myne? Sekerlik is ek die probleem. En so ek wil nie eens hardop sê wat in my hart aangaan nie, want ek weet as ek dit hardop gaan sê, gaan dit soos 'n aanklag klink teen die Here. Ek weet as ek hardop gaan bid, gaan dit dalk te erg op my eie ore wees. Ek wil liewer nie sê wat in my hart aangaan nie, so ek dink dit maar net en ek sê dit my kop, Here. Ek weet nie wie ek is nie en hoekom kan ek dit kry nie. Ons sien dit in haar gebed. Luister hoe bid sy in vers 11. Sy sê, Here, heers oor alle magte. Dis nou wat sy in haar hart sê, ne? En dis net 'n kort gedeelte van haar gelofte. As u tog net die ellende van u slavin wil raak sien, en aan my sal dink, en u slavin nie sal vergeet nie. 3 keer. Here, as u maar net na my kant toe wil kyk. Dan oor sy ding al klaar, die Here kyk nie na haar kant. Die Here sien aan die raak, ek sê, as u net een of ander tyd net so uit die hoek van die oog uit my wil raak sien. As u miskien net 'n sekonde wil gee om aan my te dink, Here. En as u my nie sal vergeet nie. Dit is 'n hartroerende gebed wat hierdie vrou bid. Sy voel nie meer gesien nie, sy voel verstote, sy voel verwerp. Sy glo definitief dat die Here het haar moederskoot gesuig omrede sy 'n slegte vrou is. Drie keer. Here sien my raak, Here dink aan my, Here moet my nie vergeet nie. Sy sê dat sy haar hart uitgestort het toe Elifa vra kom sy so dronk vrou gaan huis toe. Sy sê nee, dit is omdat ek angstig is. Dis omdat ek bedroef is dat ek so baie bid. Maar daar is een ding wat reg uitstaan, en dat terwyl sy so voel, gaan sy nog steeds jaar na jaar en bid. Jaar na jaar bid sy. Jaar na jaar hou sy nie op nie. Partykeer wanneer ons bid, hou ons op in die tweede week. Ek lieg, ons hou op in die tweede dag. Party van ons hou op in die tweede minuut. Here, ek het een keer gebid vir die saak en nooit weer. As jy my nie die eerste keer geantwoord het, gaan jy my seker nooit aan. As jy my die 10de keer nie geantwoord het nie, dan gaan jy my nooit antwoord nie. Dan wil ons onsself heilig hou soos Paulus en sê, ek het 3 keer gebid vir die Here en hy het gesê, my genade is genoeg en nou gaan ek nooit weer vra nie. Hierdie vrou jaar na jaar na jaar na jaar
Gaan na die Here en sê, asseblief Here, kyk net in my rigting, asseblief Here, dink net aan my, as Here, moet my nie vergeet nie. Haar man luister nie na haar nie, haar mededinge luister nie na haar nie, en die priesters luister nie na haar nie. Die pastoor gee nie meer af op haar nie. Elke keer wanneer sy onuitgesproke versoek opbring in die gebedsgroep, in die bidhuur, dan rol almal hulle oë en sê, ag tog suster, hou op. Maar sy hou aan dit. Sy hou aan dit. Kon die Here haar nie vroeër geantwoord het? Ek hou so baie mooi van hierdie woorde, toe sy vir Eli sê, nee, meneer, ek is nie dronk nie, ek het geen wyn gedrink nie, ek is net baie hartseer en my hart uitgestort voor die Here. Ek hou van Eli se woorde, vir eens sê hy iets reg, seker die enigste keer wat hy iets reg sê. Hy sê, gaan in vrede, want die God van Israel sal jou versoek, dit wat jy van hom gevra het, aan jou gee. Wat vir my uitstaan in Eli se woorde is, hy sê nie vir Hannah, ok, kom ek bid saam met jou. Want weet julle wat sy dit beteken? As Eli vir haar gebid het, dan beteken reg die Here nie na Hannah luister. Dink dan, as Eli vir haar moes gebid het, dat sy kind moes kry, sal Hannah daar wegstap en sê, o, ek is nie die een wat gebid het. Dis Eli wat nou vir my moes gebid het. Die Here het inderdaad nie na my geluister. En ek wil dit vir ons vandag sê, ons dink partykeer ons moet die pastoor gaan roep om te kom bid vir ons saak. En dis reg as hulle my vra om te kom bid, asseblief ek sal saam met julle bid. Maar die kragtigste gebed is die gebed wat jy self bid. Moenie dink dat ek gaan kom en in die Here se plek vir jou antwoord gee. Dat my gebed kragtiger gaan wees as jou gebed. Of miskien as jy dink dat hierdie pastoor is, hy is nie so goed soos die ander ou wat ek op TV gesien het nie, hy bid daarom baie ernstig en baie beter. So ons hardloop na die profete toe oral waar hulle gaan kom. O, hierdie profeet kom nou weer na hierdie plek toe, kom ons almal gaan daar na sy diens toe. Miskien sal ek daar die wonderwerk ontvang. As hy vir my bid, sal ek dalk die antwoord kry. Nee. Dit is Hannah se gebed wat beantwoord word. Dit is haar versoek wat toegegee word. Dit is wat sy van die Here af gevra het, wat sy ontvang het. Nie omrede Eli vir haar gebid het nie, maar omrede God haar raak gesien het. Jou gebed, suster, jou gebed, broer, is net so kragtig soos enige pastoor of profeet, of wat ook al homself noem. Want dit is nie die pastoor wat die gebed beantwoord nie, dit is nie die priester wat die gebed beantwoord nie, dit is God. En hy sien jou raak. Hy sien jou raak. Al wat Eli hoef te doen is, om vir haar te sê, gaan in vrede. Die Here het jou gesien. Vir die eerste keer in jare sit Eli by die deur, toe sy daar is. Die Here het 'n dag bepaal wat Eli daar is. Eli se enigste werk is om vir haar te sê, Anna, die Here sien jou. Dit is die enigste werk wat hy gehad het daar. God het 'n dag bepaal waarop sy sal weet dat gebed is beantwoord. Want ons sien toe sy daar wegstap, sê sy mag dit wees soos wat U vir my te sê. En sy het weggegaan en sy het geëet en haar gesig was nie bedroef nie. Sy is nog nie eens verwagtend met Samuel nie. Sy het nog nie eens 'n kind gekry nie. Dis dieselfde dag. Sy weet nie of sy kind gaan kry nie. Al wat sy weet is, die Here het my raak gesien. Want Eli het vir my kom sê, die Here het gehoor. En dit was genoeg. En met die draai van die jaar, toe sy verwag. Hoekom het die Here so lank gevat om haar te antwoord? Hoekom kon hy nie vaak jare teruggegee? Want as ons die groot storie kyk, sien ons dat die Here 'n doel gehad het met dit. Die Here het 'n vrou gesoek, wat jaar na jaar sal kom bid vir 'n kind, sonder om op te hou.
Tot op die punt wat sy sê, en as u vir my 'n seun gee, gee ek hom terug vir u. Want die Here wil Eli se familie vervang met 'n nuwe priester. Want Eli se seuns is waardeloos. En so God wil iemand bring van die hele ander plek af. Klein Samuel en hom plaas in die huis van die Here. En hom gebruik om Dawid en Saul as konings te salf. God het 'n plan gehad met Hanna. Dit was nie vir geen rede wat hy haar moederskoot gesluit het nie. Hy het haar moederskoot gesluit, maar hy het gewag vir die regte dag om haar te gebruik vir Samuel. Dieselfde wat ons sien met Elisabeth en Johannes die Doper. Vir jare kon sy nie verwag het nie, totdat God 'n profeet nodig gehad het om voor Jesus uit te gaan. En op die regte tyd het die Here geantwoord. En dit is iets wat ons moet besef, en dis wat sy besef uiteindelik. Hy is die Here, die heers oor alle magte. En hy gaan dalk nie jou gebed antwoord in die tyd wat jy soek nie. Maar hy gaan dit antwoord in die tyd wat hy bepaal het daarvoor. Maar ek en jy moet aanhou bid. Ek en jy moet aanhou na sy huis toe gaan. Ons moet aanhou gaan jaar na jaar na jaar. Ek weet baie keer sê ons dit vir mekaar. Dit is een van daai dinge, ons sê vir mekaar, hou net aan bid. Wie is al moeg om dit te bid? Hou net aan bid. Ek bid gereeld. Maar hou nog aan bid verlanger. Ek bid al vir 5 jaar. Hou net aan bid. Nee, maar wanneer? Dis te laat. Ons behoort soos Hanna te wees wat jaar na jaar gaan. En getrou gaan bid. En die Here wou gehad het, hy soek 'n ma wat so getrou is in haar gebedslewe. Want hy weet sy gaan sê vir my dat haar seun reg groot gemaak word. En die mense kan dalk dink as jy die storie bietjie verder lees, wat ons nou nie vanoggend gelees het nie, toe sy nou eintlik die kind gehad het, die volgende jaar, toe Elkana van sê, kom ons gaan op na die huis van die Here, toe sê sy, ek gaan nie saam nie. Ek en die kind bly by die huis. En dan dink 'n mens miskien, wag, gaan sy terugdraai op haar woord? En sy sê vir haar man, ek gaan nie opgaan na Silo toe, na die huis van die Here, totdat hierdie kind gespeen is. Die oomblik wat hy gespeen is, weet ek as ek na die huis toe gaan, los ek hom. En sy is getrou aan dit, sy bly getrou aan dit. Want 'n paar jaar later gaan sy op, met haar seun, en sy los hom, en sy gee hom oor, aan Eli. Daar is so 'n mooi stukkie hierso. Hier aan die einde van die gedeelte. In 1 Samuel 2 vers 18. Hy sê, Samuel het voor die Here diens gedoen, 'n seentjie wat 'n efod van linne aangehad het, en 'n klein manteltjie wat sy moeder vir hom gemaak en vir hom geneem het, wanneer sy jaar na jaar saam met haar man opgegaan het om die jaarliksoffer te slag. Ek hou van hierdie idee van hierdie ma, sy het hom weggegee vir die Here, maar sy het nie opgehou lief wees vir hom nie. Jaar na jaar vat sy vir hom 'n manteltjie. En sê, okay, hier is jou manteltjie vir die volgende jaar sien. Jaar na jaar herinner sy vir Samuel, jy is geleen aan die Here. Jy weet getrou wees in die huis van die Here. Ek kom sien jou volgende jaar as ek iets gehoor het van jou. En hierdie Samuel word groot in die huis van die Here. En so is my mooi, elke jaar na jaar. Hierdie ma wat so hard gebid het vir hierdie kind, moes hom weggee. En mense sal dink, is dit 'n bietjie wreed vir die Here, dat na al die jare gesukkel, dit wat sy ontvang het van die Here, moet sy teruggegee het aan die Here. Hoekom het jy hierdie belofte en hierdie gelofte gemaak, Anna? Party van ons sal dalk dink, miskien moes sy die kind net gehou het en gesê het, wel, ek het nie bedoel nie. Ek het nie bedoel hy gaan daar bly vir ewig nie. Ek het net bedoel hy gaan saam met my elke jaar na jaar opgaan. Nee, los hom nie.
Maar hier is die wonder van haar getrouheid. En ek wil met dit afsluit vanmôre. Net so 'n bietjie verder in hoofstuk 2. Het jy daar? Ja. Dan het Eli vir Elkana en sy vrou geseën. En hy het vir hulle gesê, mag die Here vir jou uit hierdie vrou 'n nageslag vestig in die plek van hom wat aan die Here gevra is. Daarna het hulle na die woonplek toe gegaan. En omdat die Here na Hanna omgesien het sy swanger geword. Sy het aan nog 3 seuns en 2 dogters geboorte gegee. Maar die seentjie Samuel het by die Here groot geword. Toe die Here haar geseën het met Samuel en sy vir Samuel teruggee, toe seën die Here haar met nog 5 kinders. Omdat sy getrou was na gebed, omdat sy getrou was na gelofte. Maar daardie woorde, maar omrede die Here omgesien het na haar. Onthou, sy begin ek al gebed, Here, sien my asseblief tog net bietjie raak. As jy miskien net so 'n gedagtetjie aan my afstaan, as jy miskien my nie vergeet het, onthou my net so een of ander tyd. Terwyl U die heerser oor alle magte alles beheer, dink net aan my 'n bietjie. Nadat sy gehoor het dat die Here wel na gebed luister, word sy verder bemoedig met hierdie woorde, omdat die Here na Hanna omgesien het. Broer en suster, jy mag dalk voel dat my gebed stil geword het, onuitgesproke is, ek wil dit nie eens meer noem nie. En miskien het jy begin dink dat ek moet maar ophou bid vir daardie saak. En ek moet begin ophou bid oor die ding wat my pla. Want my familie verstaan dit nie. Die pastoor verstaan dit nie. Ander mense skel my en sê dat ek as die vervloeking van die Here en is as gevolg van een of ander sonde in my lewe, dis hoekom ek so is soos ek is. En dalk dink jy, miskien moet ek maar ophou bid. Wil ek jou bemoedig vanmôre? Nee, broer en suster, jaar na jaar. Hou aan bid. Hou aan bid totdat die Here vir jou antwoord gee. Moenie self 'n antwoord uitdink nie. Wag totdat die Here vir jou sê, ek sien jou. Ek sien jou. En ek wil vir elkeen van julle sê vanmôre, as dit die rol van Eli kan speel vandag, gaan in vrede, want die God van Israel sal jou versoek, dit wat jy van hom vra, aan jou toegee. Gaan in vrede, suster, gaan in vrede. En weet dat die Here hoor jou, en die Here sien jou, en die Here het jou nie vergeet, en die Here sal jou antwoord. Amen. Vader, mag ons herinner word aan hierdie waarheid, dat U oor is nie te swaar om te luister nie, en U hand nie te kort om te help nie. Here, ons is baie keer oorhaastig, en ons is baie keer mismoedig, Here God, en baie keer wil ons nie eens verder bid nie, Here, ons woorde word leeg binne in ons gemoed, ons tonge word stil, Here, en miskien is dit omrede daar mense van buite is, wat ons luister, mense wat naby ons is, wat ons nie verstaan nie, pastore wat ons teleurstel, maar uiteindelik, Here God, is dit ons eie onsekerheid en angs, Here, wanneer ons dink U het vergeet van ons, wanneer ons begin voel dat ons verstote is. En daarom vra ek, o Heilige Gees, dat U sal kom en dat U ons sal help in ons swakheid. Dat wanneer ons nie weet wat om te bid nie, Here, dat U al die versigtinge van ons hart, Here, sal openbaar aan die Vader, sodat ons kan weet, U hoor. Here, en mag elkeen wat vanmôre hier is, Here, U stem hoor, wat vir hulle sê, ek het jou gehoor, en jy sal van dit wat jy gevra het. Here, ek bid dat U elkeen en elke gebed wat in die hart opkom van mense hier vanmôre, sal antwoord. Here, en spesiaal vir die maas vanmôre, Here God, wil ons bid, Here, dat die seëning op hulle sal rus. Here, dat U hulle sal bemoedig, Here, dat hulle soos Hanna sal bly wees, Here, oor dit wat U gegee het en gedoen het in hulle lewens. Here Vader, dat U hulle sal seën met lang lewe, Here God.
met vrede en met vreugde. Here, in elkeen van ons, Here God. Here, mag ons leer om te vertrou op U jaar na jaar op te gaan in gebed. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen.